Dierbare Vader, baie dankie dat ons vandag na U kan opkyk. Soos daardie Psalm sê, waar sal ons hulp vandaan kom? Maar dankie dat ons kan weet vandag, ons hulp kom van die Here ons God. Hy wat alles gemaak het, hy wat alles in sy hande hou, hy wat ons dra. En niks wat gebeur in hemel en op aarde is te groot vir hom. Here, aan U kom toe al die eer en die lof en die aanbidding. Amen. Geliefdes, ek groet julle genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God onsse Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Kom ons staan en dan gaan ons so 3 liedere saam sing.
O Here, na aanleiding van wat ons ook vanoggend met mekaar gedeel het oor ons omstandighede, kom ons en ons wil so uit ons hart uit die lied kom sing, soos 'n hert smag na waterstroom, so smag ons na U, o God. Ons pleit by U. Ons kom smeek U, om ook ons raak te sien, ook ons gebede te verhoor, en uitkoms te gee.
Dankie dat U ons uitnooi, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal vir julle rus gee. U nooi ons uit, moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes in gebed en smeking, en met danksegging aan my bekend, en die vrede wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte die wag hou. Here, daarom kyk ons op. Maar daarom wil ons ook laag voor U buig. En ons wil kom vra, Here, raak ons aan. Ons het U nodig. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie, julle kan julle plekke inneem. Kom ons gee kans vir ons maats om ook uit te beweeg. Dis al die voorskoolse kinders en tot en met graad 6. Julle is baie welkom. Dan die Janet is vir julle daar aan die ander kant reg. Daar sy lekker klompie dit weer vandag. Wonderlik. Ons het vanoggend die voorreg ook om belydenis van geloofaflegging te kan hê in ons gemeente. En is altyd 'n wonderlike voorreg om 'n jong man of 'n jong dame hier voor jou te hê wat openlik wil kom erken en bely dat hulle die Here ken en liefhet. En wat is die belydenisaflegging? Die belydenisaflegging gemeente is 'n geleentheid wat ons gee vir dooplidmate, dit wil sê wat as baba gedoop is, om ook dan nou as 'n volwassene, om ook dan nou openlik te bely, dat dit wat die Here by hulle doop aan hulle beloof het, dat dit ook waar is in hulle lewe. So, dis eintlik 'n wonderlike geleentheid. Want by die doop verseker God vir ons dat ons aan hom behoort. Dat hy ons Vader is, wat ons liefhet, vir ons sorg, dat Jesus ons verlosser is en dat die Heilige Gees in ons woon en ons nuwe mense maak. En nou met die belydenisaflegging, dan kom 'n mens of daardie jong persoon en sê, Here, dit wat U beloof het, dis waar in my lewe. Daarom wil ek graag vra dat Janko Beekman asseblief vorentoe sal kom. Hey, dankie, jy kan sommer hier voor my, dankie, Janko, daar sê. Janko, draai ons om, ek wil jou in die oog kyk. Ek wil dan net iets sê oor hierdie jong man. Ek het die voorreg gehad om hom te doop ook. Kan julle dink wat 'n voorreg dan nou ook vir my as dominee om ook hier vandag hierdie belydenisaflegging te kan waarneem. Want as 'n tweede ding wat ek altyd van hom en sy boetie sal onthou. In al my jare in my bediening en ons gaan kamp het, was hulle altyd daar. Ek dink as ons in die gemeente moet sê, wat het 2 kinders het die meeste saam met my gekamp, dan was dit hulle 2. En dit was altyd lekker en 'n voorreg om hulle ook so saam met ons te hê. Janko, vanoggend gaan dit eintlik net om een vraag. Waarop ek wil hê jy vir my
moet antwoord. En daardie vraag is, het jy Jesus Christus in jou hart? Want dit beteken vir ons alles. Dit beteken dat die Here by jou is elke dag van jou lewe. Dat jy nooit alleen is. Dat jy aan hom behoort. Dit gee vir ons sekerheid vir nou. Ek leef elke dag, want ek is Jesus se kind. Wat gee ook vir ons sekerheid eendag, wanneer ons doodgaan, dat ons by Jesus sal wees. En mag hy jou regtig elke dag sommer baie ryklik seën. En mag hierdie ja, wat jy vanoggend vir my gesê het, terwyl jy my in die oë kyk, mag dit elke dag ook in jou lewe waar word. Ek is trots op jou, en ek is baie lief vir jou. Mag die Here jou regtig seën. Ons maak die oë toe. Here, dankie vir Janko, vir sy deel wees, ook in my lewe, vir soveel jare. Dankie dat hy ook vanoggend kon ja sê. Jesus, dat U in sy hart is, en dat hy U ken en liefhet. Here, ek wil bid dat U hom ook in sy pad vorentoe sal omvou met U liefde en met U genade. Ons pleit U seën af ook oor hom. Amen. Gemeente, ek wil ook vir U vra, is U as gemeente bereid ook om ook in vir Janko ook in die gemeenskap, die gemeente wees, te aanvaar en ook vir hom daar te wees en ook hom te dra in sy lewe. Wat is hardop julle antwoord? Ek kan nou baie graag vra dat die ouers en as daar grootouers is ook na vore sal kom. Ons wil ook net vir hulle gelukwens en dan ook vir Andrei, hy sal die lampie ook oorhandig. Voor ek gelukwens wil ek net ietsie sê oor die simbool van die liggie of die lampie. Dit is die simbool van, onthou die Here het gesê, ek betoon my liefde tot in die 1000ste geslag. En is juis van geslag tot geslag, wat hierdie geloof oorgedra word ook aan ander. En wanneer ons Andrei sal vir sy pa die liggie gee, dat hy hom aan Janko sal oorhandig, as simbool van daardie boodskap van verlossing. Dan wil ons as gemeente vir julle ook sê baie, baie geluk en dankie vir julle deel wees. Julle plekkie is altyd vol daar agter en ons is so lief vir julle en baie seën en seën ook vir jou op die pad vorentoe. Baie, baie baie dankie. Kom ons julle kan hulle plek.
dat die jong manne die ou dominee ook bewoon laat. Maar kom ons maak oop by Johannes 15. Koos, ek wil dan nou ook gesê het, ek sien daai hem kan nie toeknoop met daai kleintjie wat gebore is. Baie geluk ook vir julle met die klein ding. En dan wil ek ook net sê, ons musiekgroep is almal siek. Kan julle glo? Ek weet nie of hulle mekaar aangesteek het nie, maar dis hoekom ons so mee backtrack sing. Maar kom ons maak oop by Johannes 15. Ons is besig in hierdie tyd rondom Romeine 12, wat gaan oor om jouself oor te gee aan God as 'n lewende offer. En dit het implikasies vir ons verhouding met God. En hierdie kwartaal het ons spesifiek daar rondom begin meer om te sê, hoe raak dit my verhouding met God? En dit het ons vanoggend gebring, ook by die tema, kry jy God se beste? Kry jy God se beste? Fris het ook in hierdie afgelope tyd het hy ook gepreek, ek dink een van sy preke, wat ook gegaan het, wat God se plan vir jou lewe, dat hy vir jou net die beste wil hê. Nou my vraag is, kry jy daar die beste? En dan, in Johannes 15, daarvan af vers 1, kry ons een van die seker bekendste gedeeltes van die wingerdstok en die lote. Nou ek net so 'n oomblik hier daaroor sê, is dat ons aanvaar die gebeure hier rondom, is dat Jesus en sy disippels was in die bovertrek gewees, daardie donderdag aand vir die Paasete, en nadat hulle klaar geëet het, op pad nou na die tuin van Getsemane, waar julle weet waar hy gebid het en druppels sweet wat eintlik bloed was uit hom uitgekom het. En op pad soontoe is seker van die kosbaarste leringe van Jesus aan sy disippels. As julle tyd het, gaan lees gerus daarso hier vanaf vers 14 en verder, waar Jesus praat oor sy hemelvaart, hy praat oor die Heilige Gees, en dan kom hy in hoofstuk 15, en 10-1, in daardie stap, teen die hange op van die Olyfberg, het hulle terrasse waarin hulle ook dan nou hulle vrugtebome en olyfbome en hulle druiwestokke geplant het. So, en dis typies Jesus se manier van bediening, is dat hulle het 10-1 op pad verby hierdie wingerd gestap. En hy vir 'n oomblik gaan stil staan, en toe sê hy vir hulle, ek is die ware wingerdstok. En kan julle daai prentjie indink, daardie verstaan, as jy daar by 'n wingerdstok staan, en die groot leermeester kyk na daai wingerdstok, en hy deel van die belangrikste waarhede, deel hy ook daar vir hulle. Kom ons lees daar vanaf vers 1. Ek is die ware wingerdstok en my Vader is die boer. Elke loot aan my wat nie vrugte dra nie, sny hy af. Maar elkeen wat vrugte dra, snoei hy reg, sodat nog meer vrugte kan dra. Julle is alreeds reg gesnoei deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Julle moet in my bly, en ek in julle. Luister na hierdie, julle moet in my bly, en ek in julle. 'n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra, as hy nie aan die wingerdstok bly nie. En so julle ook nie, as julle nie in my bly nie. Ek is die wingerdstok, julle is die lote. En dan kry jy weer die woorde, wie in my bly en ek in hom, hy dra baie vrugte. Want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand nie in my bly nie, word hy weggegooi soos 'n loot en hy verdroog. Die mense maak sulke lote bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. En dan weer die woorde,
as julle in my bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil hê en julle sal dit kry. Die Vader word juis daardeur verheerlik dat julle baie vrugte dra en my disippels is. Hierdie belangrike woord, bly in my. Bly in my. Ek wil begin met 'n vraag en ek dink elkeen van julle kan met hierdie vraag aansluiting vind en dit is, hoekom is so baie Christene moeg? 'n Mens kry baie keer in 'n gemeente en in gelowiges se lewens dat die mense met tye so aktief en betrokke is en dalk 'n gesin of 'n klompie jonges en daar is lewe en skielik na ruk word daardie lewe word al hoe stiller en plat dit naderhand af. Hoekom word Christene so moeg? Baie gelowiges leef hulle geloof met 'n diep frustrasie. En daardie frustrasie van, hulle wil so graag goeie Christene wees. Hulle wil so graag God se wil doen. Hulle wil so graag 'n verskil maak in die lewe. Hulle neem hulle self al hierdie besluite en voornemens, maar dan kom hulle agter, hulle is geestelik moeg. Hulle is skuldig oor hulle mislukkings en hulle is teleurgesteld in hulle self. En as dit maar weer 'n kringloop, dan probeer hulle meer bid, hulle probeer harder werk, hulle probeer beter dissipline hê. Maar dan kom dit maar weer by daai punt wat hulle nog steeds nie God se vreugde en sy beste ervaar nie. Die vraag vanoggend, is die Christelike lewe bedoel om so te wees? Is dit God se doel? Dat ek en jy heeltyd in hierdie worsteling vasgevang is? Die antwoord is beslis nee. Maar die geheim is, dit gaan nie om harder te probeer nie, maar luister na die woorde, dit gaan om dieper te bly. Nie om harder te probeer nie, maar om dieper te bly. Dink aan die eie lewe. Dink aan tye in die lewe, in die pad wat die Here al met u gestap het. As ek maar net dink aan die manne met al die mighty mens wat ons gehad het daarvan, die begin op hom Angus se plaas en hoeveel van ons manne ook net nie daar was nie en die mannekonferensies, die Daniel konferensie in Pretoria en elke keer kom 'n mens terug en jy is so opgewonde en jy is so positief en jy is so lus om dinge aan te pak. En dan vervlou alles maar net weer. Of 'n week van gebed, of 'n Pinksterweek, waar die Here in jou hart spreek. En jy maak allerhande beloftes, van ek gaan probeer, ek gaan dit doen, en ek gaan dat doen, om net 'n sukses te maak, en in hierdie proses, word ek net meer en meer gefrustreerd. En binne hierdie vraag, kom ons nou by hierdie gelykenis, Jesus se beeld van die wingerdstok en die loot. Hy sê, ek is die ware wingerdstok en my Vader is die landbouer. Hy is die boer. En vir die Israeliete en in Jesus se tyd was die wingerdstok 'n baie bekende, want dit was deel van hulle lewe.
Julle sal ook onthou as ons net dink aan Israel, hoe dat die verspieders toe hulle gaan kyk het, hoe gaan dit in hierdie beloofde land, kom hulle terug en ek sien nog daardie prentjies van in die kinderbybels van twee mense wat loop met 'n stok en dan hang hierdie druiwe tros so in hierdie stok wat hulle dra. Dit is deel, dis 'n beloofde land wat oorloop van melk en honing, die wingerdstok. En sy doel is net een ding, om vrug te dra. Dis sy doel. Want as hy nie vrug dra nie, beteken hy mos niks. Daar is nie baie spasie en lande nie, soos ek verduidelik het, baie keer is dit op terrasse gebou, so teen die kante van die berge en die heuwels. So daardie doel, wanneer daardie wingerdstok geplant is, was om vrug te dra, maar luister baie mooi, die lote wat die vrug moet dra, produseer nie vrug deur hulle eie inspanning nie. Het jy ooit daaraan gedink? Wanneer jy daardie wonderlike tros druiwe pluk, dan is dit nie omdat die loot so goed en so wonderlik is, want in homself kan daardie loot nie vrugte dra nie. Vrug kom omdat hierdie loot gekoppel is aan die wingerdstok. En solank as wat hy aan daardie wingerdstok gekoppel is, kan daardie lewensvog in hom deur die wingerdstok in daardie loot inkom en hy daardie vrug dra. So sy vrug is as gevolg van sy verbintenis. Ja, kom ons, wat is die groot waarheid wat ek en jy dan kan leer by hierdie beeld, en dit is, sonder Christus kan ek en jy niks doen nie. En vriende, ons moet twee belangrike dinge, moet ons hier uit mekaar uithou, en dit is, aan die een kant ons verlossing is suiwer en alleen op grond van dit wat Jesus Christus vir my gedoen het. Die feit dat Janko vanoggend kon sê, ek glo, ja kon sê, was omdat Jesus ook in sy lewe daardie volle pad van die verlossing gestap het en hom by daardie punt gebring het. Dis 100% God se werk. Ek en jy kan ons geloofsekerheid nooit verdien nie. Dit is 'n gegewe. Maar as ons kom by ons toewyding, dan raak ons deel van hierdie hele proses. Maar die belangrike in hierdie proses van heiligmaking is dat sonder Christus kan ons niks doen nie. Hy sê ook in vers 5, sonder my kan julle niks doen nie. Niks. Dis 'n radikale stelling. Hy sê nie so julle kan minder doen nie. Hy sê nie julle sal dit kan doen, maar julle gaan bietjie sukkel nie. Nee, hy sê niks. So nie net het hy die verlossing vir ons bewerk waarin ek en jy geen aandeel het nie, maar aan die ander kant ook in die proses van heiligmaking, in die proses van vrug dra, is hy ook aktief betrokke. Baie Christene probeer in hulle eie krag, menslik, om vrug te dra. Ek probeer. Baie keer dink ons, as ek net meer probeer, as ek net meer dissipline het, as ek net meer toegewyd is, maar die waarheid is, die Christelike lewe is onmoontlik sonder Christus. Ja, ook in die heiligmaking waar ek deel vorm ook van hierdie proses, sonder Christus, sonder die werk van die Gees in my, kan ek niks doen nie.
God het dit nooit bedoel dat ek en jy die Christelike lewe moet leef op ons eie nie. Nooit. Kom ons, as ons net so 'n oombliekie na die prentjie gaan kyk wat julle hier voorsien. En dit is wat hierdie prent wil sê. En julle sien aan die linkerkant daar die droogheid. En daar's geen blare nie, niks nie. Dan sê hy, sonder my kan julle niks doen nie. Sonder hom is ons beste pogings niks. Maar die ander kant, bly in my, dra baie vrug, die oomblik wanneer ek in hom bly, die oomblik wanneer daardie konneksie plaasvind, gebeur daar ongelooflike dinge. En wat beteken dit om in Christus te bly? Hy gebruik hierdie woordjie bly, hoeveel keer in hierdie gedeelte, dit beteken om naby hom te leef, om verbind te bly, om in verhouding te leef. Dis 'n konneksie. En weet julle, die ongelooflike van hierdie in my bly, is eintlik so eenvoudig, soos wat Galasiërs 5 dit vir ons sê, my gees is in julle, sê God. Nou kom doen Paulus, dan sê hy, laat die gees van God julle gedrag, julle lewe bepaal, dan sal julle die vrug van die gees dra, waarby ons besig is. Maar aan die ander kant sê hy, die vrug van die vlees. Jy sien, dis hoekom ons so baie keer worstel as kinders. Hy praat hier met kinders van die Here in Galasiërs. Hy sê nie vir ongelowiges die vrug van die vlees nie. Hy sê, julle gelowiges, wie laat julle toe om julle lewe te beheer? As dit die gees is, sal die vrug van die gees daar wees. As dit die vlees is, sal die vrug van die vlees, rusies en twis en tweedrag, dan nou ook daar wees. God is deur sy gees, wat beteken deur sy volheid in ons. En jy as kinders van die Here, moet hom net daardie kans gee. Om in Christus te bly beteken 'n daaglikse verhouding met Jesus. Nie net Sondagoggend, wanneer jy mooi hier kom sit nie. Of net op 'n Woensdag, as jy dalk by 'n Bybelstudie is nie. Nee, 'n daaglikse wandel. En elke dag se oorgee aan hom. Wanneer hy sê, laat die gees, dan bedoel hy in die Engels die continuous tense, die voortgaande, die daaglikse. Dit hou nie op nie. Om elke dag met hom in afhanklikheid te lewe, wat dit beteken ook vir jou en vir my, oor ons afhanklikheid, ons erken, Here, ek kan self dit nie reg kry nie, Here, uit my eie uit is dit onmoontlik. Gelukkig is hulle wat weet, hoe afhanklik hulle van God is. Matteus 5. Dit beteken ook, wanneer Christus in my bly, raak ook my vertroue. Dit beteken om jou lewe aan hom oor te gee. Om jou lewe aan hom oor te gee. Jou hele lewe. Nie net jou probleme of jou nood nie. Want jy sien, dis wat ons baie keer doen, wanneer ons Christus nodig het, en wanneer dit swaar gaan, dan hardloop ons baie gou en baie vinnig, en roep uit, Here, nou moet jy help. Maar die oomblik wanneer dit goed gaan, en alles dan normaal terugkeer, dan vergeet ons dit. Om in Jesus te bly, is 'n voortgaande daaglikse. As ons weer die vraag vra, hoekom raak Christene moeg?
antwoord is eenvoudig, ons probeer vrug produseer sonder die wingerdstok. Gaan knip 'n loot af van daardie druiwestok van die wingerdstok. 'n Pragtige loot met groen blare aan. Gaan pluk hom af en sit hom een kant neer. Dan hou jy dop of daardie loot vrugte gaan dra. Vriende, dis so belangrik dat ons dit ook moet raak sien. Daar's geen manier wanneer jy afgesny is van daardie wingerdstok en een kant gegooi word, daar's geen manier dat jy kan ooit vrugte dra. Die lote wat nog steeds aan daardie wingerdstok is, hulle sal die lekkerste, die mooiste druiwe dra, want hulle is gekoppel. Die probleem is, ons dra nie vrug, want ons is losgesny. Ons bly nie. Ons is nie, verskoon nie, die Engels, daar's 'n hele kursus oor die woordjie connect, wat Dr. François Kaar geskryf het. Ons is nie geconnect met die wingerdstok. En dit maak ons moeg. Ons probeer harder, ons probeer beter wees, ons probeer onsself bewys, maar Jesus sê eenvoudig, bly in my. Wanneer ons in hom bly. Kom hierdie teks, dan sê hy vir ons, wanneer ons in hom bly, ons dra vrug. In oorvloed. Nie omdat ons probeer nie. Nee, omdat sy lewe deur ons vloei. Ons dra vrug. Galasiërs 5:22, liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, nederigheid, selfbeheersing. Maar ons dra nie net vrug nie, ek hoop julle het ook geluister, ons gebede verander. Julle kan, as julle in my bly, luister hier, julle kan vra wat julle wil, en julle sal dit kry. Ek het vanoggend ook in my gebed, of dit ook verwys na die teks in Kronieke, wat sê, as my volk oor wie ek my naam uitgeroep het, hulle bekeer en terugdraai na my toe, sal ek hulle gebede verhoor. Ons gebede verander. Want nou bid ons nie my wil nie, maar ons bid volgens sy hart. Maar daar gebeur 'n derde ding. God word verheerlik. Hier in vers 8, hierin word my Vader verheerlik, dat julle vrug dra. Kan ek vanoggend dan vra, glimlag God oor jou lewe, verheerlik jou lewe God. En tussen tweedrag en al die dinge van die vleeslike natuur, verheerlik nie God nie. Al wat God verheerlik, is die vrug van die Gees, soos wat hy ook in ons, vir ons baie duidelik kom uitspel. Maar 'n laaste wat ons ook hiervan lees, en daarmee sluit ons af. Hy praat ook hier van God se snoeiwerk. Ja, daar die boer moet verbykom. En daai dooie lote wat niks beteken, moet hy afsny. En partykeer kom hy hierdie loot uit, so wille loot, ons praat van 'n waterloot, wat al die vog trek, wat niks beteken nie, dan moet hy dit afsny. Dit is nie altyd maklik nie.
Soms laat God toe dat daar soms ook moeilike tye, teleurstellings, mislukkings in ons lewe inkom. En dit bring ons terug aarde toe. Dit bring ons by daardie punt wat ons kan sê, Here, verander my lewe, ek gee my lewe oor aan God. En laaste, kry jy God se beste. Kry jy God se beste. Kan ek dit miskien op 'n sagte manier sê, as jy dalk God se witbroodjie, wat net sy beste kry. Hy wil hê elkeen van ons moet sy witbroodjie wees. Hy wil sy beste vir ons gee. Hy wil hê ons moet 'n lewe hê in oorvloed van vreugde, blydskap en al daardie dinge. Hy wil ons gebede beantwoord. Maar die vraag is, bly in my. Hou op om jouself te probeer bewys. Hou op om harder te probeer. Hou op om te probeer perfek wees. Ons is mense, ja, en ons struikel en ons is nie perfek nie, maar dit verander niks dat in ons verhouding met God verander jou hart, jou lewe. Begin jy vrug dra. As jy dan vandag nie God se beste in jou lewe ervaar nie, dan is dit omdat jy nie in hom is nie. In hom bly. Kom ons gee net vandag onsself weer oor aan hom. Dat hy ons lewe beheer. Hy wil vir jou die beste. Bly in my. Ons bid saam. Here, baie dankie vir 'n eenvoudige beeld van 'n wingerdstok en lote, maar tog so aangrypend, wat dit so duidelik om uitspel. Ons lewe lyk soos daardie linkerkant van die prentjie, droog, verdroog, nutteloos. En die groot geheim is om in U te bly. Want U wil hê ons moet wees soos daardie regterkantste prentjie. Vrugte, lowergroen, 'n fees. Dit lyk so lekker om daarin te gaan loop en die vrugte te gaan pluk. Here, help ons om so in U te bly, want ons wil U beste vir ons hê. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie. Kom ons sluit af ook met ons laaste lied.
en vandaan waar ek begin. Neem my hande maak sterk, diensbare die goeie weg. Neem my voete skoei hier, met bereidheid tot die eer. Neem my stem en laat my sing, aan die Here hulde bring. Laat my mond die boodskap dra, hulle sal vind wat na u vra. Neem my goud en silwer hier, niks nou my eie meer. Alle kennis en verstand stel ek in die Vaderhand. Maak my hart vir u tot troon, deur die Gees wat in my woon. Rig my God, gevoel en naam, altyd na die wyse raad. Neem my lewe, laat ek leer, u gaan wees weer en weer. Laat my hart gedurig juig, en vandaan waar ek verdruk. Daar gaan nou lekker koffie wees ook na my tyd, dat julle gerus kan gaan, bietjie lekker drink en ontspan en kuier. En ontvang dan nou ook die Here se seën. En onthou, wanneer hy sê, bly in my, dan stuur hy jou nie alleen nie. Hy sê nie, gaan doen die onmoontlike nie. Hy sê, ek is by jou. Ek is saam met jou, jy gaan dit reg kry. Laat my net toe. Kom ons ontvang die seën van die Here, die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God onze Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees bly met elkeen van julle. Amen. Sterkte.